Goeiemôre julle. Dit is nog bietjie vroeg, maar ons begin ouer gewoonte so met lekker voorsang, om ons gedagtes en ons gees te fokus. Ek is altyd so lief vir hierdie Sondag, daar's 'n rustigheid en ek dink veral nou nog met die weer ook saam, is daar regtig so 'n bietjie van 'n stilte in meeste van ons se gemoed. So gebruik gerus die samesang as 'n geleentheid om met die Here te praat, om ook jou hart en jou gedagtes tot die Here terug. Kom ons gaan net so saam met mekaar sit en dan sing ons hier die volgende paar liede saam. Prys om die hemel voors op sy verhewe troon, loof hom aan wie die hemel koral steeds betoon, aan hom die Skepper Heer, kom toe die eer en mag, sy woord het alles voortgebring, roep ewig sy gesag. Loof op die Lam van God, want hy is vir ons geslag. Hy het ons met sy bloed gekoop, besing sy reddingsmag. Uit elke stam en taal het hy ons vrygemaak. Sy koninkryk, sy priesterdom, dit het hy ons gemaak. Lof, eer en eerlikheid, die wysheid en die krag, behoort aan God daar op die troon en aan die Lam geslag. Tot in die ewigheid sal ons die lied laat hoor, die hele skepping oral oorroep, amen in 'n koor. Grote God, aan U die eer, eerlik is waar U regeer. Hemels is U majesteit, heilig U geregtigheid, U wat alles onderhou. U is ewig en getrou, in genade groot en ryk, bou die Heer sy koninkryk. Voordat ek kon kies, kon vra, het die seën my vloek gedra. Ek kon vind en my gekry,
uit duister bevry, ons harte verbly, dit het die lewe gekos. Here, ons sal U loof, U weldadige roem, dis U wat voorsien, ons wil U graag dien, en U ons Vader noem. Ons laaste lied is lied 203 en dan kan ons dalk saam staan as ons dit as 'n loflied dan ook benader. Loof die Here, al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, loof die Vader, God en Heer. Loof hom wat in groot genade ons deur eeue heen behou. Loof hom vir sy reddingsdade, vas kan ons op hom vertrou. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, hy's genadig en getrou. Soos 'n Vader sorg vir kinders, sorg die Heer vir wie hom vrees. Hy vergewe hul oortredings en berei 'n vreugdefees. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, laat ons hom gehoorsaam wees. Mense soos die veldse blomme, bloei maar vir 'n korte tyd. Ewig oor ons kleine kommer, maak ons goedertierendheid. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, ewige genegtigheid. Sy, dan kan ons ook nou gerus as vriende en as familie, as gemeenskap van geloof, daarom net vir mekaar ook goeiemôre sê. Neem gerus genoeg tyd om daarom net vir die mense daar rondom jou hallo te sê as jy hulle ken, hoor hoe dit gaan, en as jy hulle nie ken nie, vat die tyd om jouself ook miskien aan hulle voor te stel. Sy ouer gewoonte gaan ons net so vinnig die administratiewe en bedieningsafkondigings voor die liturgie met mekaar deel. Belangrike afkondiging is ons dankoffers vanoggend gee ons vir die CMR, die Christelike Maatskaplike Raad. Hulle oostelike hoofkantoor is hier gesetel by ons. Hulle groot werk op die stadium is nog steeds die statutêre werk met kinderhofsaake, kinderbeskerming. Julle is natuurlik altyd welkom om by hulle draai te kom maak. Hulle is reg deur die week hierso, die maatskaplike werkers sit hier onder die verhoog. Klink nou vreemd, maar as jy hier in Blomstraat se ingang inkom, sal jy sien hulle kantore is daar. Hulle gaan nie baie tyd hê nie want hulle is regtig baie besig. Op die stadium dink ek is die gemiddeld so tussen 60 en 80 sake per maatskaplike werker wat op hulle tafels lê. So hulle is werklik oorweldig. So moet dalk nie net vanoggend op 'n finansiële vlak en hulle dink nie, maar dink ook in jou gebede aan die CMR en al die ongelooflike uitdagings wat hulle in die gesig staar. Dan wil ek julle reeds uitnooi. Ons Paassiklus hierdie jaar, ons beplan, omdat dit ons 50ste feesjaar is, regtig nogal 'n klompie mooi dinge. En vir Paasfees
is ek baie opgewonde. Ons het altyd in ons gemeente die donderdag aand 'n aansit nagmaal en saam met Dominee Pieter Marupeng, die VGK Susterkerk wat op Sondagoggende hier saam met ons aanbid, het ons 'n bietjie gesels en koppe bymekaar gesit en ons het nogal oor die paas naweek 'n klomp mooi dinge beplan. Ons gaan die donderdag aand gaan ons saam 'n ekumeniese nagmaalsdiens hou. Ek gaan dit doen. Julle gaan my moet verdra want ek gaan in Engels moet praat, maar ek sien baie daarna uit en hy het toe die hele VGK se presbyterie genooi. So dit gaan 'n ongelooflike groot erediens wees. En ons gaan daai donderdag aan saam die Paasnaweek inbeweeg met nagmaal. So ek nooi reeds elkeen van julle uit. Dit gaan donderdag aan die 17de April om 6:00 hier in ons gemeentesentrum wees. So kom asseblief as jy jouself ook daar op daai naweek wil voorberei. Dit beloof om 'n baie wonderlike aansit nagmaal geleentheid te wees. En dan het ons die Goeie Vrydagsdiens wat Dominee Pieter Marupeng dan gaan aanbied hier by ons in die gemeente. Dit gaan om 9:30 gebeur, Vrydagoggend. En dan oudergewoond het ons die Paasdiens, die Paasfeesdiens, en dit is Sondag die 20ste April om 9:00 die oggend hier. En dan is dit natuurlik mos kleurvol en met lofliedere en soveel blydskap. So ons sien baie uit na ons Paasnaweek en ons hoop dat julle as lidmate ook sal gebruik maak van al die aanbiddingsgeleenthede wat ons daar stel. Dan wil ek julle ook uitnooi, nie net na ons Paasnaweek nie, maar ons gemeente se 50ste feesvieringsnaweek. Dis die naweek van die 21ste en die 22ste Junie. Nou daar's 'n klomp groot dinge wat gebeur, dis hoekom ons dit bietjie vroegtydig op julle radar sit. Die Saterdag aand gaan Joshua na die reën en Ammetjie 'n konsert hier kom hou. Die rede hoekom ons dit beplan het, toe ons gemeente hier in hierdie gemeentesentrum 50 jaar terug gevestig is, was daar die Saterdag aand 'n a cappella koor wat 'n konsert gehou het. En so ons het nou so 'n bietjie iets van die geskiedenis kom herhaal. Ons gaan weer saam met koorsang en lekker musiek 'n konsert aandgeleentheid hê. En dan die Sondagoggend is daar nagmaal, ons 50ste feesvieringsnagmaal. Ons het al die geestelike werkers, die dominees wat vroeër jare hier gewerk het, genooi en dit lyk daarom of 'n klompie gaan kom. En ons gedagte is om dieselfde liturgie te gebruik wat 50 jaar terug gebruik was. Ons het daarna gaan kyk, mooi skriflesing, interessante musiek. Maar ons sien so uit na die naweek en dis dalk net belangrik dat julle as lidmate daardie naweek sal oophou. Want dit gaan 'n wonderlike geleentheid wees. Ons het so 'n paar oulike idees. Ons het reeds gevra dat julle wat al lank saam met die gemeente pad stap, sal bietjie gaan kyk in julle argiewe, miskien vir foto's of vir stories, en dit bymekaar sal maak. En toe het ons nou onlangs 'n mooi voorstel gekry. Ons gaan so 'n bietjie van 'n tydkapsule maak. Ons weet nie of enige van ons nog oor 50 jaar hier sal aanbid nie, maar die kans is baie goed dat iemand hier sal aanbid. En ons wil dalk so net 'n bietjie vir hulle in die toekoms in 'n boodskap skryf. So as jy miskien 'n teksvers of 'n gebed of iets geestelik het wat jy in so 'n tydkapsule wil inlees of inskryf, jy kan dit gerus vir Manda hulle aanstuur by die kerkkantoor. Dink so 'n bietjie daaroor, maar wat sal jy miskien vir die mense wil sê wat oor 50 jaar hier gaan sit waar ek en jy vandag is? Wat sal jou gebed vir hulle wees? Dit beloof om nogal 'n interessante vraag by jou te ontketen. Dalk moet ons daaroor dink vir 'n sekonde, nê. Wat bid jy vir ons land? Wat bid jy vir Pretoria? Wat bid jy vir ons kinders? Hoe sal Christendom in Silverton lyk oor 50 jaar van nou af? So dit is die belangrike administratiewe afkondigings en dan by bedieninge wil ek julle net uitnooi. Ons het so rukkie terug begin met aanddienste of eintlik aandgesprekke. Dis 'n baie informele geloofsgesprek. En ons het nou regtig gesien die groepie het regtig mooi aangesterk en dis 'n baie lekker geleentheid. Ons kuier saam en ons bid saam. Ons loof en prys die Here. So ek wil een en elk van julle net uitnooi, die van julle wat graag saam wil kom aanbid, julle is welkom. Ons is hier in die gemeentesentrum elke Sondag aand so om 5:30 kan julle saam kom kuier, maar so gewoonlik so van 4:45 af is daar alreeds mense wat lekker koppie koffie saam drink. Kom ons word net vir 'n oomblik rustig. Ek wil vra, ons het 'n aanvangswoord in ons gemeente
word ek deel van die gemeente. Wanneer ons dit doen, Anelda word ons liturg en sy roep ons eintlik op tot aanbidding. So as jy dit glo wat daar staan, dan is jy welkom om saam met my en saam met Anelda ook die naam van die Here te bely. O Here, ons roep na U, U wat ons hoop en verlossing is. En gee ons 'n nuwe begin. Laat U lig skyn oor ons en herstel ons vreugde. Versterk ons geloof, Here, en lei ons op U pad van geregtigheid. U liefde hou nooit op nie, U goedheid is vir ewig. Mag ons altyd U lof besing en in U vrede leef. Amen. As dit dan jou gebed is, en vanoggend het jy die mense daar langs jou dit hoor sê, ons wil nader tot die Here. Ons is hier natuurlik omdat ons vir mekaar lief is, maar ons is ook hier omdat die Here ons hier byeengeroep het. En daarom is dit vir my lekker om die beloftes van God weer 'n keer vandag in jou lewe te bevestig. Die Here sê daar waar ons in sy naam vergader, daar is hy reeds. En of jy vanoggend hier is met sekere spanning, en of jy miskien hier is en jy is opgewonde of jy is entoesiasties, ongeag wie jy is, mag jy vanoggend weet dat jy in die teenwoordigheid van die Here in die gemeenskap van geloof inbeweeg het. En daarom verseker ek vir jou, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, wat hierdie wonderlike dinge doen, deur die krag van sy Gees. En dan sê ons saam, Amen. Nou goed, daar is 'n paar van ons maatjies, ek weet dis vakansietyd, maar hulle doen soveel moeite om kerk toe te kom, so ek wil graag vir hulle vra, kom kuier 'n bietjie saam met my. Die van julle wat vanoggend kerk toe gekom het, kom sê bietjie vir my gou, hoe gaan dit met julle? En ek wil so bietjie met julle gesels oor ietsie wat ek dink in die geloof nogal belangrik is. Hier sien ek, hier kom Lienke en Katrein en daar's Benjamin en Gideon, Karel, hulle is almal hierso. Kom sit so 'n bietjie hierso by my. Ek wil bietjie vanoggend met julle gesels oor 'n paar interessante dinge. Kan ek bietjie vra, het een van julle vir my miskien R5 of R2 om te leen? Ek soek 'n minste. Kom sit nader. Is Gideon nie vanoggend in die kerkie? O, hier kom hy. Kom sit 'n bietjie nader julle. Ek wil lekker met julle gesels. Kom sit so 'n bietjie naby my. Het een van julle miskien vir my 'n R2 of 'n R5 om te leen, of het julle nie? Niemand het gebruik nie. Het niemand geld nie? O, Gideon, hoor gou 'n bietjie of jy by een van die ooms of die tannies 'n R2 of 'n R5 kan leen. Ek wil ietsie doen met 'n muntstuk vanoggend. Tannie Lize, het jy gaan kry by Tannie Lize 'n muntstuk. Gideon, sien jy hoe maklik kan 'n mens geld kry? As jy net die regte vraag vra. Alright. Ek wil hê, dankie. Katrein, dankie vir julle moeite. Alright, ek wil hê julle moet bietjie vir my kan sê, wie van julle, dis nogal baie mooi geld wat Tannie Lize het, nê? Shiny. Nee. Wie van julle kan vir my sê, wat is die verskil tussen hoop en wens? 'n Wens kan mens net soos kry. 'n Wens. Wat is 'n wens? Sê bietjie vir my, wat is 'n wens? Kom ons kyk of dit ons help. 'n Wens is soos as jy iets soos as jy jou oë toemaak en jy soek iets en jy dink dit gaan kom. Nee, so wanneer wens 'n mens in jou lewe? Wie van julle het al wense gemaak? Het julle al wense? Wanneer wens 'n mens gewoonlik iets in jou lewe? As jy dit regtig wil soek. Nee. So ja, wat dink jy? Gideon, wanneer het jy al iets gewens? Dan ek en Ben nog jonk was, dis en dit ons so dink klein blommetjies was wensblommetjies. Wensblommetjies, nee, dan blaas jy hom so. Dan maak jy 'n wens, nê. So 'n wens is amper om te sê jy soek iets, nê. So ek wens ek sal eendag 'n Ferrari ry. Nee, of ek wens ek sal eendag in 'n groot huis bly. Nee, is dit soos wens is, nee. So en wens is eintlik altyd maar 'n ou kans, nee. Miskien kan dit gebeur, miskien kan dit nie gebeur nie. Wie van julle het al iets gewens op jou verjaarsdag? Ooh, ek wens dis groot Legos wat hier binne is, nee. En dan maak jy dit oop en dan is daar Lego. Of ander kere dan wens jy dat jou vrou nie gaan huiswerk gee nie en dan gee sy baie huiswerk. Nee. So dis amper, wie van julle het al die speletjie gespeel met 'n muntstuk waar jy sê kop of stert? Het jy dit al gespeel? Nou hoe werk dit, nê? Iemand sê, Gideon, Ek sê kop en Ben sê ster. En dan- Klap iemandjie. en dan Jy staan op en as jy verkeerd is dan sit jy en dan sê jy die game. dan ja,
Maar jy wens. So Gideon, jy het gewens dis kop, nê? Nee. En dit is kop. So Gideon, ons wens het waar geword. Maar gaan dit altyd gebeur, Gideon? Gaan jou wens altyd waar word? Nee, want nou het hy verkeerd gewens, nou is dit sterk. Ja. So wens is sommer 'n ou simpel ding, nee. Wens is om sommer maar 'n droom te droom en te dink, miskien is dit kop, miskien is dit stert. Ek wens en dan partykeer gebeur dit en partykeer gebeur dit nie. Nou wat is hoop? Hoop is as jy mamma en pappa verras is, kan ons asseblief dalk eendag na speelpark toe gaan. So, hoop is as jy, so is 'n hoop beter want jy vra vir mamma of pappa. Nee. Die Bybel praat van hoop. Die Bybel praat nie baie van wens nie. Die Bybel praat baie van hoop. Wat beteken hoop? Wat is die verskil tussen hoop en wens? Ek hoop ek kan Jy hoop jy kan wat, Benjamin? ek hoop jy kan die Pizza eet, dis 'n wens. Want dit kan gebeur of dit kan nie gebeur nie. Jy hoop jy kan Sonic se Lego kry, dis 'n wens. Nee, dis nie hoop nie. Hoop is iets heeltemal anders. Wat is hoop, Benjamin? ek hoop ek kan kerk toe gaan. Jy hoop jy kan kerk toe gaan. Ek hoop ek kan sing. Ek dink hierdie muntstuk wat Anneliese vir ons geleen het, gaan julle help. Wens is soos om kansse te vat. Wens is om drome te droom en goed te soek wat miskien kan gebeur of nie. Ek wens ek kan pizza eet, nê. En ek wens ek kan Sonic se Lego kry en ek wens ek kan mooi sing. Ek wens al hierdie goeders. Dis 'n ou kans. Miskien gebeur dit nie. Maar het julle agtergekom hierdie muntstuk? Wat gebeur elke keer as ek hom skiet? Wat gebeur as ek hom skiet? Hy gaan op. En dan vang pappa hom. Hoekom? Ja, hoekom kan ek hom vang, Gideon? Want hy kom af. Dink julle dit gaan ooit gebeur dat ek hierdie muntstuk skiet en hy nie afkom nie? Ja, dis spyt. Wanneer sal hierdie muntstuk nie afkom nie? As hy uit die grond. Dink julle twee, kyk hier twee vissertjies is besig vanoggend, nê, want ma is seker nou nie hier nie. Nee. Nou dink julle twee manne ooit dat ek hierdie ding so hard kan skiet dat hy nie sal afkom nie. As pappa hom net teruggooi. Gideon, al doen ek dit. Hy kom af. So partykeer, okay, probeer jy hom gooi laat hy nie afkom nie? Nie eers close nie. 'n mens kan nie hierdie ding so hard gooi dat hy nie afkom nie. Jy gaan hom partykeer vlak gooi en dan kom hy vinnig. Jy gaan hom partykeer medium gooi en dan kom hy bietjie stadiger. Jy gaan hom partykeer baie hoog gooi en dan vat hy lank. Maar hy gaan altyd afkom. Nou Gideon, luister mooi. Luister nou mooi. Dit is hoop. Ons hoop is op God. Ons hoop nie vir pizza nie, ons wens vir pizza. Ons hoop nie vir Sonic nie, ons wens vir Sonic. Maar ons hoop dat die Here ons sal lief hê en dit gebeur altyd. Ons hoop dat die Here ons sonde vergewe. Dink jy dit gebeur? Altyd. Partykeer vinnig, partykeer bietjie langer. Ons hoop dat die Here ons sal red. Dit gebeur altyd. Wat is die verskil tussen hoop en wens? Hoop is iets wat ons vertrou met ons hele hart God vir ons sal doen. En wens is sommer maar net iets wat ons soek. Sal julle dit kan onthou? Moenie kanse vat met die Here nie, nê? Ons wag op die Here, want hy sal altyd ons gebede beantwoord. Nou dink julle ek moet hierdie geld van Tannie Lisa hou? Ja. Nee, ons gaan dit teruggee. Kom gou saam met my op julle knieë. Kom gou saam met my, gee die hondjie. Kom gou saam met my op julle knieë en dan sê ons 'n gebedjie. Julle sê soos ek sê. Almagtige Vader, Heilige Gees, Here Jesus, baie dankie dat ons mag deel wees van 'n kerk en dat ons U mag aanbid. Leer ons om te wag op U woord en te vertrou op U wil. Amen.
Nou Benjamin gee daai minstukke terug vir tannie Lize en dan gaan julle nou vanoggend lekker saam met haar en ouma Spoeg en Plak kuier. En Gideon, ek gaan sommer dadelik vir haar sê, tannie Lize, as hierdie Gideon so besig bly, stuur vir hom terug. Ons sal vir hom hierso help. Terwyl die kinders dan ook na hulle geloofsgroep toe gaan, dankie. Kom ons gee vir hulle lekker aan 'n klap dat hulle die moeite doen om kerk toe te kom, al is dit vakansie. Wil ons as 'n gemeente daarom net onderling na mekaar kyk, en daar gaan ons dan saam met mekaar bid. Daar's 'n klompie dinge wat gebeur. Die lekker is natuurlik die verjaarsdae. Melanie versterf verjaar vandag. Môre is dit Kayla Boshoff en Leandri Selvi. Dinsdag is dit Liesel Slabbert en Woensdag Tina Maree en Andrew Skonken. Donderdag verjaar ou Caesar Dalmeida en Dalena. Mag ons vra, hoe oud word jy Dalena? 88 jaar oud. Jo, vriendin, mag die Here jou sommer baie seën. Giselle Iman. Gandhi Visser verjaar Vrydag en dan Saterdag Eileen, so daar is 'n verjaarsdag by julle. Ek sal nie vir jou vra nie, jy is nog te jonk, ons mag nie vra hoe oud nie. Michael Grindling en Michaela Himan. Hulle verjaar almal. Is daar dalk nog iemand wat verjaar wat se naam ons nie op die lys gehad het nie hierdie week? Ons wil vir julle sê baie geluk. En dan is daar by die gebedsversoeke, Nannie, Pieter, hulle volg dit baie mooi op. Is daar net so 'n bietjie terugvoer. Isie Swart begin met haar volgende chemo terapie sessies. Jacques, ek weet julle is groot vriende. As julle miskien daar sal ondersteun en dalk net saam met hulle sal bid. Dit is dan maandag, dit gebeur môre. Donderdag die 10de April. Wil ek dan net sê, gaan tannie Anna van der Baan na Wilgers Hospitaal toe vir 'n operasie. En Antoinette Grindling sien weer die dokter. Sy is ontslaan en dit klink vir my daarso gaan dit al reeds beter. Maandag die 14de April gaan Bets Lottering in vir 'n heupvervanging. En wat ons dan gemis het, ons het nie geweet daarvan nie, oom Frikkie, julle ken vir oom Frikkie, hy sit altyd daar links agter. Hy was vir 3 weke in 'n intensiewe sorgeenheid met hart- en longprobleme. Hy is nou tuis. En ek weet Pieter gaan hom besoek. En dan het oom Niels vanoggend 'n beroep op ons as 'n gemeente kom doen. Sy seun Anton, die dokters het besluit om sy chemo vir eers te staak. Dit is nie effektief nie. En hy staan in baie pyn. En dit is my aangrypend om te sien hoe 'n pa regtig kom intree vir sy seun. En oom Niels, ons gaan saam met julle bid. En ons gaan regtig vra dat die Here ook in hierdie tyd julle naby sal wees. Kan ek vra of daar nog 'n gebedsversoek is? Goed, ek wil dan vra dat Pieter vorentoe kom. Hy het gevra om vanoggend vir ons in die gemeente voor te gaan in gebed. Daarso is 'n mikrofoon. So ek wil dan 'n beroep op julle as 'n gemeente doen voordat Pieter dan vir ons voorgaan in gebed. Kom ons word as 'n gemeente saam stil. Dit werk eintlik goed as ons so 'n bietjie gefokus bid. Ek wil dalk vra hier in die linkerblok dat julle sal bid vir Isie, wat weer môre met haar chemo begin. Hier in die middelblok dat ons saam sal bid vir Anton, vir oom Niels se seun. En dan kan ek vir julle in die regterblok vra of julle miskien sal bid vir oom Frikkie. Hy bly daar in Nachtigallstraat, sy gesondheid met die longe en met sy hart, dat hy sal aansterk. So kom ons word net saam stil vir 'n rukkie en kom ons bid, en dan sal Pieter vir ons voorgaan in gebed. Kom ons word stil. Here, ek staan vanmôre hier voor U. Ek is een van die mense wat die spykers in die hande gekap het. En ek vra U, kom was my sonde vandag skoon. Maak my hart weer goed vir U. Waar ons almal hier saam in die kerk sit, kom gee U vir ons U woord. Maak dit vir ons duidelik. Here, U het gehoor van al die afkondigings vanoggend. Die mense wat U nodig het. Kom sterk hulle.
maak hulle gesond, wees U by hulle. Dankie vir die reën wat hier buite geval het. Here, gaan met elkeen van ons, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit U liefdevolle genade, U naam alleen ter ere. Amen. Amen. Dankie, Pieter. In ons liturgie neem ons dan nou 'n wending waar ons as 'n gemeente nou bymekaar gekom het met ons voorsang, ook ons kinders in ons ruimte verwelkom het, wil ons nou ons gedagtes en ons harte fokus op God. En hierdie metafoor rondom hoop is eintlik vandag ons sentrale tema. En ek wil dalk vir jou vra om voordat ons in die woord in beweeg, miskien jouself te ondersoek en net vir jouself daai vraag te vra, wat is die hoop wat jy in jou hart koester? Jou drome, jou verwagtinge, jou toekomsvertroue, jou wense. Wat is dit wat jy regtig op fokus in jou gees? En om dit so 'n bietjie te weeg met die wil van die Here, is die dinge waarmee jy besig is die dinge wat jy verwag, is die dinge wat jy beplan, is die dinge wat jy aan aandag gee, is dit in lyn met wat die Here wil? En miskien, ek weet nie, dalk het die metafoor jou gehelp, miskien het jy vanoggend self agtergekom dat jy veel eerder wens as wat jy noodwendig hoop. Vir myself slaag ek daai toets nooit nie. Jy weet, ek's altyd meer besig met die dinge wat ek wens, die drome en die ideale wat ek koester, as wat ek noodwendig besig is om te hoop op die Here. En daar is 'n ruimte in ons liturgie waar ons altyd vir die Here sê, maar bring ons net weer in lyn. Here, maak net weer die dinge waarmee ons besig is, die dinge waarmee U wil hê ons moet besig wees. En met hierdie gebed was dit nou lekker dat ons kon bid vir ander. Maar ek wil jou uitnooi om nou 'n tweede gebed te bid. En dit is 'n skuldbelydenis waar ons dan na die Here toe gaan en sê, maar Here, U is die volmaakte voorbeeld. En al wanneer ons lewens werklik sinlik sal wees, is as ons in U spore volg. En daarom wil ek jou regtig aanmoedig om vanoggend net vir 'n oomblik stil te word en regtig te fokus daarop, oor hoe jy in jou daaglikse lewe, by jou werk, in jou vriendskap, in jou verhoudings, hoe kan jy meer getrou agter die Here aanstap? Hoe kan jy meer getrou wees aan die wil van God? Hoe kan jy regtig meer hoopvol wees en minder wensvol? Kom ons sit net so in ons skuldbelydenis saam en dan gaan Wiekele ons begelei in die lied wat ons dan saam met mekaar bid. Heilige God.
Laat U Gees ons lei, o Here, om te lewe, U ter ere. Ek dink ons is altyd op weg, ons is maar net nooit daar nie. En miskien is die simbole en miskien is die metafore oral om ons. Dit wat ons nodig het om werklik ons verhouding met God te verstaan, is ooglopend voor ons. Jy hoef nie 'n wetenskaplike te gewees het of 'n kliniese sielkundige te wees om vanoggend te gesien het dat die dominee se jongste seun so 'n bietjie rammetjie uitnek is nie. En baie van die strenger ouers onder ons sal miskien dink, ja, daai mannetjie is nou nie weer ver van sy volgende readjustment nie. En vir my is dit nou eintlik so simbolies, want vanoggend het ek nogal vir myself gevra, hoe sal ons hierdie konsep van hoop en van God se wil in ons lewens mooi kan illustreer. Min het ek nou geweet dat my jongste seun dit nou sommer vir myself sal doen. Ek dink daar's altyd hierdie spanning, nê, tussen dit wat volmaak en goed en reg is en dit wat in die praktyk manifesteer. En dis eintlik maar die storie van geloof. Dis eintlik maar die storie van godsdiens, om dit nou miskien op 'n maklike manier vir jou te verduidelik. Natuurlik sal hierdie pappa, as hy nou hier sit, wil hê sy seentjie moet die besgemanierdste, soetste, gehoorsaamste ouetjie wees wat die regte antwoorde gee, nie hierdie klein rampokkertjie wat nou so bietjie sy nekkie styf hou nie. Dit is my wil vir hom, maar dit is nie die weg wat hy kies nie. En nou iewers is daar nou hierdie uitdaging, nê, hoe gaan ek my wil aan hom kommunikeer? Die storie van God en die mens is nie veel anders nie. Die Here se wil is baie eenvoudig. As jy vanoggend hier instap en jy vra jouself daai vraag af, wat is God se wil? Dan is die antwoord kinderlik eenvoudig. Die Here wil die beste vir jou hê. Die Here wil hê jy moet gesond, geseënd, voorspoedig, gelukkig en vol van liefde wees. Dit is God se wil. God se wil is volmaak. En God se wil vir sy kinders is volmaak. As jy dit nie glo nie, gaan kyk net na die skepping. Hy gee ons alles. Hy gee ons enige ding wat ons kan begeer. Hy gee ons 'n oorvloed. En dis wat hy vir ons wil. Al wat hy ook wil, is 'n verhouding. Hy wil hê, maar ons moet in assosiasie en in verhouding met hom leef. So hierdie twee dinge vir God is eintlik so eenvoudig, maar in die eenvoud daarvan is dit so oneindig kompleks. Want God wil hê dat die mens voorspoedig sal wees. Maar God wil ook hê dat die mens in verhouding met hom moet wees. En daarom moet God vir die mens eintlik die keuse gee. Hierdie seentjie moet die reg hê om sy koers te kies. As ek hier met 'n halsband om sy nek of met 'n lat of 'n sweep in my hand so bo oor hom staan en hy dan kies om soet te wees, dan was dit nie regtig 'n keuse nie, nê. Dan het ek hom eintlik maar op 'n weg gehou. Psalm 126 wat ons vandag saam met mekaar gaan lees, is een van die 15 pelgrimsliede in die Psalter. Dis een van die 15 liede wat Israel gesing het in hulle soeke na God. Hierdie vraag, hoe kan ek as gewone sondige mens die wil van God gehoorsaam? Hoe kan ek as mens in verhouding en in versoening met God leef? Hoe kan ek as gewone mens saam met God reis? Dit is die oudste vraag in geloof. Die Israeliete, hulle was nie anders as ek en jy nie. Hulle het nie ander drome of ideale as ek en jy gehad nie. Hulle wou ook voorspoedig en geseënd en gelukkig wees. Hulle wou ook vir hulle kinders voorspoed gehad het. Hulle wou ook in hulle land in vrede geleef het. En tog was dit vir hierdie volk nooit beskore nie. En elke keer as dit met hulle sleg gaan, elke keer as hulle in een of ander veldslag of in een of ander oorlog onderdruk word of as hulle weggevoer word in ballingskap, elke keer wanneer iets boos in hulle lewe gebeur, dan was hulle antwoord eenvoudig. Dis God wat ons readjust. Dis God wat ons oorinstel. En ek dink partykeer dis ons as mense se maklike antwoord. Dis ons as mense se goedkoop antwoord, nê? Ons het amper hierdie manier in ons
wat ek wil amper sê, nie balhoorig is nie, maar definitief so bietjie hardnekkig is. Om te sê, jong, weet jy wat, ek wil al God se liefde hê, maar ek wil daarom ook my wil hê. Jy weet, ek wil al die vreugdes en al die seëninge en al die genade wat God vir my wil gee in ontvangs neem, maar aan die ander kant van die munt sal dit daarom nou lekker wees as ek daarom net al die vreugdes en die voorspoed van die mens ook kan saamvat. En hierdie twee goed kan ek vandag vir u sê, is nie eintlik versoenbaar nie. Jy kan nie die wil van die mens versoen met die wil van God nie. En die rede daarvoor is baie eenvoudig. Ek en jy, die instink van die mens is om te vat. Die instink van die mens is om selfsugtig te wees, selfdienend te wees, selfregverdigend te wees, om te sê maar ek, my en myne, dit gaan oor my, en hoe beter en hoe groter en hoe sterker ek, hoe beter. En dit is in totale stryd met wat God sê, waar hy van ons vra om te dien. En Israel doen hierdie selfde ding. Israel is hierdie volk wat hulle self begrens en wat sê, maar God se genade is net vir ons. En hierdie Jahwe God wat hierdie kragtige figuur is, wanneer hy sy altaar vir ons gee en wanneer hy sy ark vir ons gee, is dit ons besit en ons moet dit toebou. En enige iemand wat naby wil kom, moet ons wegwys as heidens. Dis ons sin. God is ons sin. En as ons net vir ou Dawid kan kry om ons groter te maak, en as ons net vir ou Dawid kan kry om ons sterker te maak, dan kan ons vir die wêreld wys hoe goed is God, want dit is mos ons werk. En dan vernietig daai selfsug hulle. Die nasies verower hulle, verpletter hulle. En dan elke keer wanneer hulle daar in ballingskap sit, kyk hoe doen die mens dit. Dan gee hulle vir God die skuld. Dis die Here wat ons teregwys. Dis die Here wat ons straf. Ek het hierdie lydenstyd al 'n paar keer vir jou hierdie vraag gevra en ek gaan dit vandag vir jou weer vra want ek wil werk daarna toe in die Paastyd. Wat is die gevolg van sonde in jou lewe? Jy moet net eerlik daaroor wees. En die maklikste manier om dit te toets is gaan weeg dit. Dink aan die slegste goed, die onaangenaamste goed, die seerste goed wat in jou lewe gebeur het. En ek het hierdie stelling gemaak en nog niemand het intussen vir my kom sê dis verkeerd nie. So ek wil dit aanvaar. Maar ek is oortuig daarvan dat die slegste, seerste, bose goed, die wreedste goed wat in mense se lewens gebeur, kom nie van God af nie. Dit word uit ons eie sonde uitgebore. Het sy joune of iemand anders se. God wil nie hierdie slegte goed op ons pad stuur nie. Ons veroorsaak dit. Ek kan nie namens jou praat nie, ek kan net namens myself praat, maar ek waarborg jou, die slegste goed wat in my lewe gebeur het, kan ek net voor een man se deur gaan aflaai. En dis my eie. En ek kan dan nou nie, wanneer ek die gevolge dra van my sonde, dit nou aan God wil toeskryf op een of ander hoër vlak om te sê, maar nou is die Here besig om my iets te leer, of hy's besig om my te vorm nie. Ek dra die gevolg van my sonde. En daarom, as ek van wyk in my lewe iets anders wil hê, dan moet ek soek na die wil van God. Ek moet doen wat Israel doen. Ek moet op 'n pelgrimstog gaan. Ek moet teruggaan na God toe. Ek moet terugreis na God toe. En voordat ons hierdie Psalm lees, wil ek net vir jou ietsie sê. Een van die mooi dinge wat hierdie Psalm, hy het twee belangrike interessanthede. Die eerste ene is wat hy vir Israel beteken het. Hy was die 7de pelgrimslied wat hulle gesing het wanneer hulle in die tempel ingegaan het. Daar was hierdie 15 trappies gewees wat hulle opgeklim het na die tempel toe. En dan op elke trappie het hulle een van hierdie pelgrimsliede gesing. En hierdie was die 7de lied. So, julle weet tog uiteraard dat die simbool of die letter 7 het geweldige waarde vir die Israeliete gehad. So, wanneer die Israeliete gedink het oor hulle pelgrimsliede, het hulle gesê, hierdie lied vermoedelik is een van die belangrikstes. 'n tweede rede hoekom hierdie Psalm vir my nogal 'n belangrike Psalm is om te deel met julle vanoggend, is omdat Martin Luther self baie waarde aan hierdie Psalm geheg het. Hy het die Bybel, julle weet dit, in Duits vertaal, en hierdie was een van die minder Ou-testamentiese tekste waaraan hy baie waarde geheg het.
Maar hy het iets interessant gedoen. Hy het hierdie Psalm vertaal en ek gaan nou vir julle sê hoe hy hom vertaal het, want hy het gesê hy dink ons moet hierdie Psalm op 'n ander manier vertaal. Maar al twee hierdie goed sê ek vir jou, want ek wil graag hê jy moet opgewonde raak. In Israel se geskiedenis en in ons eie reformatie was hierdie Psalm 'n teks, 'n lied wat mense gehelp het om terug te gaan na God toe. Wat mense gehelp het om op te hou, om aan hulle self te wens en op God te hoop. En dis my enigste gebed vir jou vandag. Miskien kan jy aanvoel vandag is ek nie so vreeslik voortvarend nie, want vandag voel vir my regtig diep. En dis al wat ek vandag is baie maklik, ek gaan dit vir julle sê, is 'n vreeslike kort Psalm, maar my enigste wens vandag vir jou is, dat as jy hier uitstap, is dat jy iets sou gedoen het in jou lewe, en dit is om dalk net so iewerstes, dit waarop jy bou, te verplaas. Weg van die mens af en nader aan God. En hierdie Psalm, 'n pelgrimslied, het deur die eeue heen mense daarmee gehelp. So ons gaan nou saam met mekaar 'n epikleese lied sing. Dit is een van die mooiste lydenstyd melodieë, middelpunt van ons verlange. En jy sal dalk nou weet hoekom ek die lied gekies het. Dis my hoop dat jy Jesus absoluut in fokus sal bring. En dat Jesus se lyding en Jesus se oorwinning nou ook in jou lewe nie net 'n fokuspunt nie, maar 'n doel sal word. Iets waarop jy kan bou en ook jou lewe kan rig. Kom ons sit net so en dan bid ons hierdie lied saam. Nou, hoe doen 'n mens dit? Ek is nou nogal nuuskierig. Hier's nou baie mammas en pappas, as ek nou vanoggend vir julle gevra het, hierdie klein hardnekkige seentjie, jy weet, hoe sal 'n mens hom nou readjust? Jy weet, dan sal daar nou baie advies wees. Party van die pappas sal sê, daai man, hy kort 'n bietjie 'n pak slaan, nê. En party van die ma sal sê, vat hom kamer toe en gaan praat nou mooi, hoe moet mens nou eintlik optree en wat is respek? Ons praat nie vandag oor Gideon van Wyk nie, ons praat vandag oor ons. So kom ek vra jou dit, hoe doen 'n mens dit? Hoe kan 'n mens jou lewe in fokus bring met God se wil? Hoe kan jy wegkom van dit wat jy wens en naderkom na dit wat God nie net vir jou beplan nie, maar dit wat jy in God hoop? Die skrywer van Psalm 126 begin op 'n interessante plek. Hy sê, hierdie woord verander, readjust of maak nuut, tog ook nou ons lot, Here. Soos u droë spruite in die Suidland in waterstrome verander het. Wie met, ek is te ver, skus, daar sy, 'n pelgrimslied. Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom. Ons het gelag en ons het gesing, onder die nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. So hierdie vraag rondom hoe verander, hoe om jouself te
te herstruktureer, begin hy eintlik in die verlede. En dis hoekom ek vanoggend so bietjie aspris was. Ek het nou vir julle gevra, doen 'n gebed, of skryf 'n gebed, of dink aan 'n gebed, wat jy vir mense sal skryf voor 50 jaar. Het enige iemand dadelik 'n gedagte gehad? Wat sal jy vir die mense sê oor 50 jaar van nou af? Wat sal jy vir hulle wil sê? Hoe dink julle gaan dit hier lyk? Kom ons speel 'n speletjie. Julle is almal in elk geval so ver bietjie al in die slaap, so kom ons doen nou iets wat ons net 'n bietjie help weer. Hoe lyk Silverton in 1975? Skus? Okay, is dit 'n bietjie stil? Alright, dis 'n simpel vraag, nee, ons weet nie. Okay, kom ek vra julle 'n makliker vraag. Hoe het Silverton gelyk 50 jaar terug? Wie was in Silverton 50 jaar terug? Alright, hier's 'n paar hande. Gee ons 'n bietjie hulp. Wat het goed verander? Okay. Okay. So daar's 'n paar goed wat verander het, né? Die winkels was nie oop op Sondae nie. Kerk was vol. 50 jaar terug. Die telefoonhokkie het nog bestaan. Ja. So ons het nie, jy het nie selfone hoef af te sit nie. Speel die speletjies saam met my. En ons hoef nou nie dit vreeslik morbied of nou vreeslik polities of ekonomies te maak nie. Mag jy op Sondag die rapport gelees het nie? Okay. So die Sondag ding was baie meer heilig, nê. Wat kan ons in die verlede gaan haal? Hierdie is 'n belangrike vraag om te vra. Die skrywer, en dis nou my teologie wat ek met julle wil deel, hierdie skrywer begin sy pelgrimslied deur terug te kyk. Die eerste ding wat hy doen, hy's op reis, hy's op soek, hy wil die teenwoordigheid van die Here vind, maar die eerste ding wat hy doen is hy kyk terug. En dan het hy 'n paar goed, nee, hy sê, dit was die Here wat die lot van Sion verander het. Hy het groot dinge aan hierdie nasies gedoen. Hy het dinge gedoen wat ons laat sing het. Is daar enige waarde daarin om terug te kyk in die verlede? Okay. Wat help dit ons, Rina? Ek het op 'n stadium iemand gehoor sê, nostalgie is amper soos heroïne vir ou mense. Jy weet, is wanneer hulle wil sê, onthou jy die goeie ou dae, nee, dit laat hulle lekker voel. Maar help my met dit. Wat is die waarde daarvan om in die verlede in terug te kyk? En net vir interessantheid, kom ons sê dit vir mekaar eerlik, dis iets wat eintlik nie meer gebeur nie. Doortjie? He who fails to learn from history is bound to repeat it. Ons moet, dis een van die belangrikste eienskappe, nie net van die geloof nie, dis een van die belangrikste eienskappe van die mens, is die vermoë om terug te kyk in die verlede. As ons nie kan terugkyk in die verlede in nie, kan ek julle waarborg en toets my hier aan. Kan ek julle waarborg, sal ons dieselfde foute net weer en weer en weer herhaal. Die verlede doen twee dinge. In die eerste plek bevestig dit sekere waarhede en in die tweede plek leer dit vir ons norms. Kom ek vra julle hierdie vraag. Moet nou nie net terugkyk in 50 jaar nie. Moenie net terugkyk in Suid-Afrika se geskiedenis nie. Kyk terug na die groot sosio-ekonomiese en politiese vrae van die hele wêreld se geskiedenis. Wat leer dit ons? Want kan ek julle beloof, hier sit nou 'n paar jong mense, nê. Hulle grootste worries is wat gaan in die politiek aan, wat gaan in die ekonomie aan, wat gaan in die mediese sektor aan. Dit is die goed waaroor ons worry, nie waar nie? Nee, wat gaan ek eendag doen? Hoe gaan ek geld verdien? Hoe gaan ek leef? Wie gaan my lief hê? Vir wie gaan ek lief wees? Hierdie is die goed waaroor ons worry, nê? As ons terugkyk in die geskiedenis van die wêreld in, wat leer ons van hierdie groot temas? Almal, ons is mos nou so ge-worry oor Trump en ons is nou vreeslik bekommerd oor die waarde van die rand en wat gaan die moderne, jy weet, al hierdie nuwe navorsing en die tegnologie en AI en alles, nê? Wat leer die geskiedenis ons van menslike innovasie? Kan jy glo, daar was 'n tyd wat mense in Egipte die piramides gebou het. Nê? Wat ons eintlik tot vandag toe nog nie weet hoe nie. Hulle tegnologie was so ver gevorderd,
Dat hulle die piramides gebou het. Hoekom weet ons nie hoe nie? Hey? Hulle wil nie hê ons moet kyk nie. So conspiracy. Ek dink partykeer die woord conspiracy is uitgedink net omdat mense gesoek het vir 'n rede om te kan sê ons weet nie. Die antwoord is eenvoudig, nee, die antwoord is eintlik kinderlik eenvoudig. Omdat eras kom en gaan. Daar was 'n tyd wat die Romeinse keiser voor die wêreld gestaan het en gesê het ek is 'n god met die magtigste weermag ter wêreld. Hulle was nie net tegnologies nie, hulle was innoverend. Hulle het nasies voor die voet gevee. Hulle tegnologie was so ver vooruit enige iets uit dat niemand dit kon bestaan nie. Waar's die Romeinse ryk nou? Waar's die Egiptiese wetenskaplikes nou? Waar's die Fenisiese ekonome nou? As jy in die geskiedenis van die mensdom ingaan, dan is dit ongelooflik om te sien hoe die mens maar net elke dan en wan dink, weet jy wat, polities, ekonomies, wetenskaplik, tegnologies, ons is nou so naby aan volmaak soos wat ons kan dink. As jy die storie van Babel in die Bybel lees, dan sal een van die mooiste sinne vir my in die Bybel, waar God sê, as hulle hierdie ding doen, dan gaan hulle naderhand begin dink, niks is vir hulle onmoontlik nie. Weet jy hoeveel keer in die mense geskiedenis het ons al gedink, niks is onmoontlik nie. En weet jy wat? Kom en gaan. Ek weet nie hoeveel van julle hierdie week nog steeds jou week bestuur het aan die bepalinge of die ordes van die Romeinse keiser nie. Enige iemand aan hom gedink hierdie week? Is daar enige van julle wat julle beleggingsbesluite geneem het op grond van wat die Venesiërs tans in hulle banke doen? Enige van julle tegnologiese besluite geneem, die tipe foon wat jy gaan koop, die rekenaar waarin jy belê, aan die hand van wat die Egiptenaar besig is? Die geskiedenis leer my een ding. Die tegnologie, die ekonomie en die mag van die mens sal altyd deur God begrens word. Hy gee ons tou, genoeg tou. En ons sal onsself maar net elke keer weer ophang. Hierdie skrywer kyk terug in die geskiedenis, omdat hy sê die geskiedenis my een ding leer, en dit is dat die mense vermoë altyd om een of ander rede, maar net nie genoeg is nie. Ek verseker julle dit. Ek weet nie baie dinge nie, en ek is nie 'n profeet nie, maar ek is relatief 100% seker dat oor 100 jaar van nou af, nie een mens op hierdie aarde regtig mee gaan omgee wat Donald Trump sê nie. Ek beloof jou dit. Ek is 100% seker dat die waarde van die rand of die pond of die dollar oor 100 jaar vir die mense wat dan op hierdie aarde gaan wees, iets van die verlede gaan wees. Dit gaan gekom het en dit gaan gegaan het. En ek is nie in hierdie dinge noodlottig of isie grimmig nie. Hierdie dinge doen iets anders vir my. Dit sê vir my, ek moenie my hoop, en ek moenie my droom, en ek moenie my lewe vestig in die orderinge van die mens nie. Hy gaan verder en dan doen hy 'n tweede ding. Hy sê, ekskuus my skyfie is nou snaaks. Daar sê. Dan sê hy, verander tog nou ons lot, Here. En dan het hy hierdie twee metafore. En die eerste ene is 'n simbool vir die lydenstyd. Soos u droë spruite in die suidland in waterstrome verander het, wie met trane saai, sal die oes met 'n gejuig inbring. Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra. Hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra. Dis die Psalm julle. Dis die hele omvang van die Psalm. Die eerste ding wat hierdie skrywer doen is hy kyk terug in sy verlede in en hy sê, in my verlede sien ek 'n paar dinge. In die eerste plek dat mense se dinge kom en gaan, maar dat God nog elke keer die gebed van die gelowige beantwoord het. Dat God nog elke keer ingegryp het in ons geskiedenis. Dis die enigste ding wat lyk vir my nooit verander nie en dis die teenwoordigheid, die daar wees van die Here. Maar dan in die tweede plek dan sê hy nou, Here,
Dit sien ek, maar hier is ek. Ek is in Suid-Afrika, ek is in Silverton, ek sien vir Trump en ek sien die ekonomie, ek sien al hierdie dinge rondom my. Wat kan u aan my lot doen? En dan het hy net hierdie twee voorbeelde. Die eerste een is die van 'n storm in die woestyn. Hy skryf dit so mooi, soos droë spruite in die suidland in waterstrome verander. Nou wonder ek, het enige van julle al ooit daai toneel gesien, wanneer dit in die name breën? Jy weet, julle moet regtig julleself daai guns doen, dus jy kan dit sommer op YouTube gaan kyk, waar jy een oomblik nog hierdie woestyn toneel het, en al wat daar lyk het my is klippe en skorpioene, en dan sien jy net ewe skielik 'n donderstorm op die horison verskyn, en dan reën dit, en as dit reën, binne minute is daar lewe. Die gemsbokke en tot kameelperde kom van wie weet al waar, maar hulle is daar's lewe, daar's onmiddellike herskepping. En jy kan nou dink, hierdie persoon wat hierdie pelgrimslied skryf, het self deur die woestyn geloop. Hy het self hierdie ervaring gehad, waar God met reën onmiddellik hulle gebede beantwoord. En ek kan dit vir jou sê, hier's 'n bietjie die probleem, is meeste van ons het hierdie verwagting. Die Here moet nou my ding verander. Die Here moet nou my probleem omskep. Die Here moet nou my gebed verhoor. Ek soek dit, Here. Ek soek hierdie waterstroom in die woestyn nou. En ek sê nie dis onmoontlik nie. Die wêreld lê saai van mense wat se getuienisse dit is. Waar hulle gesê het, jy weet, ek was stikkend, ek was siek, ek was hopeloos, ek was moedeloos, ek was gebroke en ek het gebid en die Here het my gesien. En dis van die mooiste en van die kragtigste getuienisse wat die kerk het. Maar ek wil bietjie meer klem lê op hierdie tweede een. Want dis nie al hoe die Here werk nie. Hy sê dan, wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Hy loop en hy huil terwyl hy die saaisak dra. Maar hy sal juigend terugkom, wanneer hy die gerwe gaan haal. Ek dink, meeste van die tyd, lyk hoop in God so. En ek wil dit gebruik in die hand van my eie lewe en my eie ondervinding. Weet jy wat, as jy sukkel in jou lewe met iets, of dit nou drank is, en of dit nou dobbelary is, en of dit nou pornografie is, as jy sukkel in jou lewe, ek is oortuig daarvan, jy kan op jou knieë neerval en sê, Here, verander my hart vandag, en jy kan opstaan en jy gaan môre beter wees. Ek glo dit kan gebeur. Maar uit my eie geloofsondervinding, het ek al gesien eintlik hoe God werk. As jy moet opstaan en jy moet begin. As jy sukkel met woede, as jy sukkel met jaloesie, as jy sukkel met isie grimmigheid en negativiteit, pessimisme, as jy sukkel met boosheid in jou hart, is dit my ondervinding dat dit eintlik 'n lewenslange reis is. Dat jy elke dag moet sê, Here, ek plant hierdie saad. My hele wese sê vandag vir my ek moet skinder. My hele wese sê vandag vir my ek moet pessimisties wees. Maar Here, ek gaan met hoop saai. Ek gaan sê miskien gryp U in. Ek gaan sê miskien kan U my lot verander. Miskien kan U my huwelik red. Miskien kan U van my 'n beter mens maak. En is dit nie 'n aangrypende teks nie? Hy loop en huil terwyl hy saai. En vir my voel ek baie keer, dis hoe hoop in God lyk. Dit sal vir hierdie pappa ongelooflik maklik wees, om vanoggend op te spring, en hierdie rampokkige 8-jarige te gryp, en hier in die konsistorie in te slaan, en vir hom in trant in te voeter. En ek dink baie keer die Here so lus om dit met ons te doen. Ek dink baie keer wens die Here, hy kan net afkom, en ons aan die kraag gryp, en vir ons reg wiks. Maar die realiteit is, as ek dit vir hom doen, het hy dit nooit geword nie. En daarom is die uitdaging eintlik, om vir hom die geleentheid te gee, om self te leer, om self te ontwikkel, om self te verander, want as hy dit self doen, is dit vir altyd syne. En dink jy nie miskien, dat die Here dit vir jou het nie? Dat die Here jou vertrou, en dat die Here hoop, dat jy kan, en sal. En dat dit nie noodwendig altyd net maklik is nie. Maar dat daai oes eintlik die droom is.
Nou vra ek julle weer. Ons het nou 'n bietjie teruggekyk. Wat hoop jy gebeur in hierdie selfe vierkantjie oor 50 jaar van nou af? Doortjie? Hoe sal dit gebeur? Ja. As ons saai. As ons saai, dit, ja, Tersha. Is dit nie die waarheid nie? As ons hoop op die kerk is, dan is dit 'n 50-50. Julle miskien gaan die kerk regkom, miskien nie. As ons hoop op die politiek is, né? Dan is dit miskien 'n 25-75. As ons hoop op die ekonomie is, miskien julle, maybe not. Ek wil nie meer kans vat geloof hê nie. Ek is in my hart daarvan oortuig, dat God se wil in Silverton sal seëvier. Met of sonder ons, maar hopelik met. En dat dit wat ek en jy vandag doen, die dinge wat ek en jy vandag kies, die manier hoe ek en jy vandag besluit om te praat, die manier hoe ek en jy vandag besluit om ons lewens in te rig, die dinge waarop ons fokus, die dinge wat vir ons belangrik is, die dinge waaroor ons entoesiasties is, dat daai dinge, so seker soos wat God se wil in die lig opgaan en sal seëvier, dat dit in stryk is met God se wil. Dis al wat ons hoef te doen, julle. Dis al. Die Here se wil sal geskied. Die enigste varieerbare is of jy daarvan deel is of nie. En is dit nie die wonderlikste voorreg nie? Is dit nie die aangrypendste geleentheid nie? Ek en jy het 'n kans om deel te wees van die feesoptog van God se koninkryk wat kom. Ons kan saam stap. Hoe simpel gaan ons voel, julle, as ons in die ewigheid ingaan, en God se oorwinning het seëgevier, en ek en jy was hier in die agterpunt besig met allerlei nonsens. Eerder as daai droom wat hy vir ons en ons land en ons gemeenskap gehad het. Ek wil hierdie Psalm vir jou lees, en miskien is dit iets wat in jou hart resoneer. Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom. Ons het gelag en ons het gesing. Onder die nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen en ons was baie bly. Verander tog ook nou ons lot. Soos u droë spruite in die suidland in waterstrome verander het. Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop jy en huil terwyl jy die saaisak dra. Hy kom juigend terug, terwyl hy sy gerwe dra. Almagtige Vader, miskien in Egipte, miskien in Rome, miskien in Griekeland, miskien in Italië, miskien in die geskiedenis van die mens, was daar gelowiges wat altyd hulle oog op U gerig gehad het. En in dit alles, Here, het hulle nooit hulle hoop dan verloor nie, want hulle het geweet dat die dinge van die mens is maar altyd soos die golwe van die see, maar U is die rots waarteen die golwe breek. U is onveranderlik, U is ewig, U is standvastig, U is God. En daarom vir 'n oomblik hier in Suid-Afrika in 2025 wil ek voor U kom kniel. Wil ek U aanbid en wil ek my hoop
op U kom vestig, met die wete dat U koninkryk sal kom, dat U wil sal geskied. Maar wil ek so graag hê, Here, dat my lewe dit sal verteenwoordig. En dat hierdie oorwinning wat U self beskik het, ook my oorwinning sal wees. Wil ek kom bely, in skuld kom bely, Here, dat soveel kere met my ure en met my minute, ek nie daardie hoop verteenwoordig nie. En wil ek iets anders in my gees vandag besluit. En vra dat deur die krag van U Heilige Gees, U daardie geloofssekerheid en daardie geloofsvertroue in my sal dit manifesteer. Dat soos wat ek op my eie pelgrimstog hier is, in my leeftyd wat U my gun, ek op so 'n manier sal wandel, dat die mense sal sien, ek weet waar ek vandaan kom, en ek weet waarheen ek op pad is. Hierdie dinge, Here, kan geen mens vir hom of haarself beskik nie, en kan ons nie vir onsself toeëien nie. Maar ons neem dit in ontvangs, enkel en alleen, omdat U genade vir ons genoeg was. Amen. Ons kan dan sekerlik nie 'n ander lied sing, geen ander lied sing, as die bekende melodie en woorde van genade onbeskryflik groot nie. Ek weet nie wie jy is nie, en ek weet nie waar jy is nie. Miskien is jy aan die begin van groot nuwe drome, miskien is jou hart seer. Maar wat ek wel weet is die Here is ewig. En dat in sy grootheid nie 'n enkele haar van een van sy kinders se koppe sal val, sonder dat hy dit beskik nie. So kom ons staan op en ons onderwerp en verheug ons in die genade van God. Genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys, verlore sinne wegloop kind, weer in die Vaderhuis. Ek is die naam van kind nie werd, wou self my sake reël, my lewe ganse tyd en geld is nutteloos verspil. Maar U sien ver oneindig ver, U sien my onderdors, nog voordat ek kon skuld bely, druk U my aan die bors. Genade onbeskryflik groot, daar wees ek is weer thuis. U sien bring my verlore mens, weer in die Vaderhuis. Die wonderlike ding van om ouer te wees, is dat jy ken jou kind. En as jy miskien nou vanoggend hier gewonder het, hoe dissiplineer die dominee dan nou die jongste seun van hom, dan kan ek vir julle so ietsie vertel. Ek het nou so al 'n paar keer vir Gideon baie verkeerde dinge sien doen in my lewe. Maar een van die lekkerste dinge wat ek persoonlik eintlik die meeste geniet, is as hy nie weet jy kyk nie, en jy net sy naam lekker hard sê, Gideon. Die gesiggie waarna hy dan kyk as hy weet jy kyk, en dan jy vir hom vra, Gideon, doen die regte ding, om dan te sien hoe sy hele maniertjie verander, en hy die beter keuse neem, is vir my nogal baie simbolies oor hoe Martin Luther hierdie teks wou interpreteer. Toe Martin Luther hierdie teks vertaal, het hy gesê, dis belangrik, dat wanneer ons hierdie teks vertaal, ons iets van God in die teenwoordigheid moet inlees. Ons moenie net sê, God is in ons toekoms, en God sal hoopvol vir ons verlos nie, God is nou. En in dit wil ek dan eintlik vir jou vra, hoe sal jou lewe vandag anders wees, as jy die stem van die Here in jou ore hoor? Watse ander besluite sal jy neem? Watse ander keuses sal jy maak?
En hoe sal jy jou lewe anders inrig? En as jy antwoord het, dan is dit mos nou eenvoudig. Doen dit. Mag die genade van ons Here Jesus Christus jou daarvan verseker dat jy vrygekoop is van elkeen van jou sondelaste. Mag die liefde van God ons Vader vir jou 'n herinnering wees dat jy gevorm is, verwek is met 'n bepaalde doel en taak. En mag die gemeenskap van sy Heilige Gees jou onderhou om hierdie taak, hier en reeds nou, uit te leef. Halleluja, halleluja, amen, amen. Halleluja, halleluja, amen, amen. Kom drink gerus 'n koppie tee.